Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uittreksels van Handelinge 2. Kom ons lees saam. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Die eerste kerk was die toonbeeld van omgee. Al het dit hulle iets gekos, en het het. Al hulle besittings verkoop, en vir die armes gegee. Hulle het in huise saam gaan bly, saam geëet, vir gemeenskap, vir community, maar ook miskien omdat hulle dit nie anders te kon nie bekostig nie, hulle het net hulle hele lewe oopgemaak, vir mense. In antieke tye, veral in Griekeland en Rome, was dit 'n algemene praktyk en glad nie onwettig om ongewenste babas, dikwels buite-egtelike kinders of as jy arm was of gestremdes of dogtertjies, agter te laat by plekke soos riviere, waterputte, kerktrappe of aan die rand van woude nie. En hierdie praktyk is uitsetting of eksposisie genoem. Christene het hierdie praktyk ewig teengestaan. Dit was soos, nee, dit is nie hoe ons met mense werk nie. Almal is belangrik. En die vroeë kerk het aktief begin om hierdie babas te red en te versorg, al kon hulle dit soms self nie bekostig het nie. Hulle het geglo elke lewe is kosbaar voor God. En die kerk het begin om veilige ruimtes vir babas te skep, soos babawiele of founding boxes, waarin babas veilig gelaat kon word, sonder stigma of gevaar. Die babas is dan versorg deur gelowiges en deur die kerk. Ons leef dalk nie in 'n tyd van baba-uitsetting nie, maar mense word steeds vandag uitgesluit. Armes, vreemdelinge, mense sonder status, maar ook, as ons aan mekaar dink, ook mense in ons binnekringe. Dink aan kinders en skole, boelie en boeliegedrag en die aanspreek van boeliegedrag is een van die hooftemas. Hoekom? Want wanneer ons saam is, gebeur daar nog steeds uitsluit, diskriminasie en seer kry. Soms wil ons ver gaan om nood aan te spreek, en is nodig. Hulle het hulle besittings verkoop en vir die armes gegee. Maar die nood is dalk naby. Dis in my gemeenskap, dis in my kring wat daar nood nodig is. God se liefde en omgee in jou maak dat jy ander nie ignoreer nie. Kan ons dit weer sê? God se liefde en omgee in jou maak dat jy ander nie ignoreer nie. Jy sien hulle raak en jy doen iets. Hierdie liefde en omgee vir mekaar en hulle medemens het oorgegaan in aksie. Hulle het nie net met mekaar gedeel nie, hulle het begin om alle mense raak te sien, veral die kwesbares. Ek dink aan die storie wat Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan. Hier's 'n man wat die nood van iemand raak sien en iets daaromtrent doen. Maar ook deel hy hierdie verantwoordelikheid. Hy gee oor vir herbergier, wat ook al jy nodig het, maar nou gee ek oor. Die ander twee wat verbykom, die priester en Lewiet, kyk, hulle sien ook die nood raak. Dalk goeie verskonings van hoekom ek dit nie vandag kan doen nie. Dalk goeie verskonings van, ek's bietjie laat vir 'n afspraak, of ek het net eintlik soveel tyd, of ek het nie eens genoeg om vir myself te sorg nie. Miskien gebeur dit nie met ons nie, maar jy het al gehoor van sulke gevalle. Ek het nie eens genoeg vir myself nie, hoe kan ek nog vir iemand anders? Maar iets wat ons in hierdie storie sien, en ook in die eerste kerk van Handelinge 2, is daar 'n gedeelde geloof, 'n gedeelde hoop
en 'n gedeelde omgee. En elkeen is krities belangrik. En ja, kom ons wees eerlik. Ek kan nie alles vir almal wees nie, maar ek kan iets doen. En dan ander toelaat om weer iets anders aan te spreek. Dis wat die Bybel sê, 2 is beter as 1. En dis wat die eerste kerk beleef het, wanneer hulle saam uitgegaan het, saam geëet, saam gebid, saam na die tempel toe gegaan, saam na die armes, saam die babas gaan haal, en al die mense in Jerusalem het dit gesien, en gesê, dit is wat ons aantrek, dit is wat die lewe oorgaan. Die barmhartige Samaritaan het gedoen wat hy kon, en toe oorgegee vir 'n herbergier. Maar hier is die bottom line, as ons dit in Engels kan sê. Liefde en omgee is 'n aksie, is 'n opstaan en gaan doen. Jakobus sê geloof sonder dade is dood. Paulus sê ons geloof word juis vertoon wanneer ons liefhet. Omgee daag jou uit om verder te gaan as net die woorde of bewustheid van wat aangaan. Daag jou uit om jou hande vuil te maak, tyd op te gee, 'n sieke te versorg. En dit is beter saam. In hierdie teksgedeelte sien hulle hoe hulle eensgesind saamgekom het. Hulle goed saam gesit het, saam gebid het, saam nood aangespreek het. Hulle het God se liefde nie alleen ontvang nie en ook nie alleen uitgeleef nie. Dit is saam. So die kernwoord van vandag, saam. Ons is beter saam. Gemeenskap was nie 'n bysaak nie. Dit was die plek waar God gewerk het. Die kerk het nie net gepreek nie, hulle het lief gehad. Hulle het nie net liedere gesing nie, hulle het tafels oopgemaak. En die gevolg, die wêreld het gesien. Hierdie mense gee regtig om. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. So sal almal weet, het Jesus gesê, dat julle my disippels is. As julle lief het, soos ek julle lief gehad het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om lief te hê, soos wat nodig is. Help ons om lief te hê, soos wat U ons lief het. Dink aan U woorde in Johannes 17, wanneer U bid, dat ons lief gekry word, soos wat U lief gekry word. En mag ons reageer om die wêreld aan brand te steek met liefde en omgee, wat van U afkom. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.